Baie welkom by nog 'n episode van Woensdag Woord. Ek hoop en vertrou dat die nuwe jaar jou ook sover goed behandel en dat jy ook bewus is van die Here se nabyheid. Die teoloog Dr. Peer Engelbreg vertel in 'n podcast waarna ek onlangs geluister het van die boek Zorba the Greek wat hy lees en hoe een spesifieke hoofstuk hom getref het. Nou in die spesifieke hoofstuk praat hy met sy werkgewer oor sy verstaan van God. Nou Zorba sê reguit, hy kan hom nie voorstel dat God 'n regter is wat met 'n skaal rondloop en alles opweeg nie. Skale, sê hy, hoort by slagters en groentehandelaars. Jy sit iets op die skaal, dit word geweeg en dan betaal jy daarvoor. Maar, sê Zorba, hy dink nie God werk so nie. Vir hom lyk God eerder soos 'n vader wat met 'n groot nat spons rondloop. En oral waar dit nodig is, vee hy net skoon. Zorba beskryf dan verder die mens se lewe wat eintlik 'n lewe is wat die heeltyd rol en vol modder en sonde raak. En dan kom hierdie liefdevolle en 'n genadige God agter ons aan en vee ons skoon en sê dan eenvoudig, gaan leef nou, maar verder in vryheid. Nou dis 'n uitdagende beeld, maar ek dink tog ook 'n goeie manier om te dink. Want ons is maar te goed bewus van hoe dit voel om in hierdie wêreld te leef en die heeltyd geweeg of gemeet te word. En omdat dit so algemeen in ons samelewing is, dink ek dra baie mense hierdie weeg en meet ook oor in ons geloofslewe. Later begin 'n mens dink dat God ook heeldag rondloop met 'n maatband en 'n skaal. Maar Zorba draai hierdie perspektief om. God weeg nie, sê hy, God vee skoon. Die realiteit is, almal van ons leef op een of ander manier met skale. Ek dink sommer aan die skale van prestasie, die skale van vergelyking met ander mense se lewens, of baie kere ook van skuldgevoelens en skaamte. Dis alles goed wat baie keer baie swaar op 'n mens se gemoed weeg. Maar Zorba help ons om iets belangrik raak te sien. God werk nie met skale nie, maar met sponse. Nou as ons nou met hierdie perspektief na die Bybel toe gaan, dan is die vraag, hoe sien jy ook vir God werk in jou lewe? Is God se spons, met ander woorde, groter as die skale waarmee ons onsself en ander meet? Nou om 'n antwoord hierop te kry, hoef 'n mens nie ver te gaan soek nie. Psalm 103 gee vir ons 'n pragtige antwoord. Hierdie psalm wys vir ons hoe God se genade sterker en groter en meer oorvloedig is as enige skaal waarmee ons lewe probeer bereken. Nou die psalm begin baie persoonlik. Die digter praat hierso met homself, waar hy aan die begin sê, ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Nou hierdie is amper 'n innerlike gesprek wat hier plaasvind. 'n Stuk selfherinnering, dat die skrywer nie moet vergeet wie God is en wat hy doen nie. En dan volg die redes hoekom. Want God vergewe, God genees, God verlos, maar God kroon ons ook met sy liefde. En God versadig ons hele lewe met sy goedheid. So hierdie is nie net mooi woorde nie, maar dit wys vir ons wie God is en hoe hy ook optree. Elke dag, dink ek sal jy saamstem, is ons ook bewus van die gebrokenheid wat daar om ons is. Ons lewe in 'n wêreld waar dinge maklik breek. Ons ervaar sonde en pyn en swaar kry, menslike broosheid. Dis alles deel van jou en my werklikheid elke dag. Maar tog hou hierdie psalm God se goedheid voor as iets wat altyd sal bly vas staan. God bly goed, selfs wanneer die lewe moeilik raak en ek en jy struikel. En dan skuif die skrywer die fokus verder. Die digter herinner ons hierso dat die leser herinner hy ook aan Israel se geskiedenis en spesifiek aan Moses en dit wat by die berg Sinaï gebeur het. Hoe God homself kom bekend maak het as 'n genadige en 'n barmhartige en 'n geduldige God wat vol liefde bly. Selfs toe Israel ernstig afgedwaal het, as ons dink aan die talle kere en spesifiek die verhaal met die goue kalf, dan sien ons God het nie die skaal gekies nie, maar hy het 'n spons gekies. Daarvan vers 10 af, dan word dit nog duideliker. Kom ons hoor wat sê die skrywer ook daar.
Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie en vergeld ons ook nie vir ons ongeregtighede nie. Met ander woorde, God hanteer ons nie volgens ons oortredinge nie. Ons kry nie wat ons verdien nie. So ver as wat die hemel van die aarde is, sê die teks, so groot is sy liefde. So ver as oos van wes is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. So op 'n menslike vlak maak dit glad nie sin nie. Ons logika sê vir ons, alles in hierdie lewe moet betaal word. Alles moet opgeweeg word. Maar nou kom Psalm 103 en sê, God se logika werk anders. Ons leef met rekeninge, maar God leef met genade. Dis hoekom die bekende Ou-testamentiese teoloog Walter Bregeman God hier beskryf as oorweldigend vrygewig. Een Engelse vertaling sê dit ook mooi. He is stunningly generous. So dis amper te goed om waar te wees. En tog is dit presies die punt. God vra nie van ons rekeninge nie, maar hy kom vee dit uit. Maar daar is ook 'n baie persoonlike kant aan hierdie Psalm, want God weet waarvan ek en jy gemaak is. Hy onthou dat ons broos, maar ook breekbaar is. En soos 'n pa wat regtig sy kinders ken, so verstaan die Here ook jou en my swakhede. Dit wat ons gebruik om onsself te meet, weet hy hou nie lank nie en dit breek ook maklik. Maar sy liefde staan vas en dit hou aan van die een geslag na die volgende. Die Psalm eindig aan met 'n nog wyeer perspektief. Want jy sien, dit gaan nie in hierdie gedeelte net oor individue, oor my en jou, of selfs net oor Israel nie. Maar dit gaan oor die hele skepping wat ingenooi word om saam vir God te loof. Daarom praat hy van engele, van die hemel en die aarde, alles wat moet reg leef. Hoor net wat sê hy daar in vers 22. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Dit wys vir ons dat God se goedheid geen grense ken nie, dat sy genade groot genoeg is vir almal. So wat leer hierdie Psalm ons dan oor God? Dit is dat sy verhouding met ons nie werk soos 'n kontrak nie. Dit gaan nie oor reg teenoor verkeerd en skuld teenoor betaling nie. Maar God se verhouding met ons werk soos 'n verbond. Dit is naby, dit is persoonlik en dit word gedra deur sy liefde. In hierdie wêreld gaan ek en jy baie gemeet word. Ons skoolpunte, ons eksamenuitslae, die grootte van ons salarisse, ons bevorderings, ons sosiale status in die samelewing. Selfs geestelik meet ons onsself as ons sê, ek is dalk nie so toegewyd soos daardie persoon nie. My geloof is nie so sterk soos daardie persoon nie. Maar Psalm 103 nooi ons uit om dit te laat gaan. Want God hou nie boek nie. Hy sit nie met 'n skaal nie, maar met 'n spons. Uiteindelik lei hierdie Psalm ons dan na die kruis toe. Want as ons ooit wil sien hoe God met 'n spons werk, hoef ons maar net na Jesus te kyk. Aan die kruis hoor ons Jesus self uitroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Paulus beamoen dit as hy sê, God het die skuldbrief teen ons uitgewis. So in Jesus word Psalm 103 vlees en bloed, word dit tasbaar en sigbaar. God behandel ons nie volgens wat ons verdien nie, maar volgens sy liefde. Die skaal sê, ek en jy kry wat ons verdien, maar die spons sê, jy kry wat Christus vir jou verdien het. God meet jou nie, God vergewe jou. Maak hierdie belofte ook hierdie week jou eie. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons loof U vir die genade wat soveel groter is as al ons maatstawwe. Dankie dat U ons nie meet volgens ons foute nie, maar dat U ons skoonvee met U liefde en ontferming. Leer ons om te leef uit U vergifnis, om die skale neer te lê en te rus in dit wat Jesus ook reeds vir ons verdien het. Dankie Here. Amen.